Aba Vader, so baie dankie dat U ons vooruit gegaan het en reeds geweet het nog voordat die aarde eers daar was, dat vanaand sal wees en hoekom dit sal wees en wie gaan wees en wie aangeraak moet word en wie verander moet word. Here, want U is 'n God wat altyd kom verander. Here, dankie dat ons U kan aanbid in gees en in waarheid. Heilige Gees, ek bid dat U my sal lei, tree vir tree, woord vir woord. Dankie dat harte reeds oop is. Dankie Jesus vir die voltooide werk aan die kruis. Dankie Here. Here, vat nou ons harte en begin met ons harte werk asseblief. Vat ons gees en begin met ons gees werk. Here, laat ons in hierdie dae veranderd wees soos nog nooit tevore nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen. So baie dankie vir die geleentheid dat julle my weer die voorreg gee om julle te bedien. Julle sal sien, dit gaan 'n baie intense naweek wees, waar ons gewoonlik eers op die Sondag mense begin bedien, gaan dit reeds al van die begin van vanaand af wees. So maak julle gereed en stel julle in daarvoor. Nou as jy my ken, sal jy weet, daar is sekere handjievol preke wat ek kan opnoem, waar ek nie dit gekry het in 'n visioen of in 'n droom nie. En toe Martha vir my gesê, die God van wonders, toe dink ek, hoe gaan 'n mens dit in 'n naweek sit? Hoe gaan jy dit insit? Hoe is dit ooit moontlik om dit te kan doen? En toe ek stil raak vir die Here, toe sê hy vir my, maar leer hulle wat ek jou geleer het. Sê die woord dit nie vir ons nie? As ons na die opdrag kyk, dan sê hy, gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het om te onderhou. Nou as ek vanaand vir jou vra, wie van julle droom? Wie droom? Ek wil net seker maak, wie droom? Party knik net so, ek knikkie, ek weet nie of dit bietjie te koud is om... Daar's die catch. Droom almal. Wie sien visioene? Wie sien gesigte? Wie wil visioene sien? Wie wil gesigte sien? Wie wil verstaan wat hulle droom? Dis nou maar iets wat uitstaan. Mense wil altyd by jou 'n profetiese woord hoor. En mense wil altyd met hulle drome na jou toe kom en sê, vertel my, wat beteken my droom? En toe ek by die Here stil geraak het, toe sê hy vir my, hy gaan dit vir julle openbaar. Loof hom, prys hom, eer hom. Want hy is die God van wonders. So jy gaan in 'n dimensie hier uitstap, waarmee jy nie ingekom het nie. Ek het sommer net een van die boeke gevat om vir jou te vertel hoe ek hierdie boek Spore geskryf het. Nou, Saterdagmiddag was my tyd wat ek net stil geraak het, 'n rukkie gaan slaap het
En in daardie tyd was die preek reeds voorberei vir die Sondagoggend, maar in daardie tyd was ek in afwagting wat die Here vir my kom doen. En ek kan vir jou sê, hy het elke keer nog opgedaag. Hoekom het hy opgedaag? Want hy het geweet, ek wag vir hom. Al was dit net daardie simpel ietsie tussen my en hom. Net daardie om te weet, ek gaan nou 'n bietjie lê. Partykeer lê ek 5 minute, partykeer lê ek 20 minute. En dan gaan ek opstaan. En ek gaan 'n ontmoeting met hom hê in daardie tyd. En wanneer ek die Sondag moet staan om te bedien, dan is die geestesrealm reeds vir my oop. Die boek swaai ek my voete van die bed af. En ek kyk op my mat. En daar lê groot goue voetspore. Ek klim van die bed af en ek sit my eerste voet so in hy spoor en dit is soos goud wat warm is onder my voete. En toe ek die tweede een so wil gee, toe sê hy vir my, trap mooi in my spore, want of jy kan my volg, of jy kan my spore wat ek vir jou gee, vertrap, dat jy niks meer sien nie. En die hele boek Spore, hierdie boek, is in daardie tydjie gedownload in my hart, wat ek nou vir jou dit vertel het, 'n hele boek. As ons kyk na die woord van die Here, dan wil ek vir jou dit gee soos die gedeelte jy baie goed ken. Ek het nou die oggend gesê, tydens kruispaaie, ek dink ons lees te vinnig Bybel. En ons mis die detail. Martha het gepraat van detail. God is 'n God van detail. En ek dink ons mis baie antwoorde in detail. Ons sal byvoorbeeld Psalm 23 hoor, en omdat ons hom uit ons kop uit ken, besef ons nie, maar as God ons herder is, wil hy dalk net hê, dat Psalm 23 vir ons 'n framework moet wees, waar ons in gees kan instap, in hemelse plekke, om te hoor wat hy vir ons wil sê. So die Bybel wat ons lees, kan ek amper vir jou sê, het jou al gelees. Soos jy iemand sal lees, en miskien iemand sal opsom, het hierdie woord jou reeds al gelees, nog voor jy hierdie woord gelees het. Ons kyk na die woord in Handelinge 2, vers 15. Dit is waar die Heilige Gees uitgestort is. En onthou julle, dit was bietjie chaos gewees. Toe hulle in tale gespreek het, vreemde tale van nasies, volke en tale. En die mense het gesê hulle is dronk. En Petrus staan op, daardie bang Petrus, daardie skaam Petrus, daardie Petrus wat eerder 'n oor sal afkap, maar wat nie kon erken het dat hy Jesus ken nie. Daardie Petrus staan op en hy sê, ons is nie dronk nie. Hy sê, hierdie is die 3de uur, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, sê vir iemand langs jou, en in die laaste dae. Stem jy saam, ons is in die laaste dae. Maar kan ek vir jou goeie nuus gee vanaand? Ons is in die laaste dae, maar ons is in die begin van baie nuwe dinge.
Want hy sê in sy woord, ek gaan nuut maak, iets nuut maak, dis op die punt, dit gaan gebeur, dis besig om uit te spruit. So ons lees daar, hy sê in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Nou hierdie alle vlees is, dit sal oor almal kom. Maar die wat 'n hart van vlees het, sal dit ontvang. Die hart van klip sal dit nie ontvang nie. Soos iets wat hy binne in ons hart wil doen. Hy sê julle seuns en julle dogters sal profeteer. Wat beteken profeteer? Dit beteken ek moet sê soos God sê. Soos wat hy vir my sê, so sal ek sê. So hier staan, ek gaan nie die heeltyd vir 'n profetiese woord hoef te hardloop nie, want as ek 'n hart van vlees het, gaan hy iets binnekant in my doen en ek gaan kan profeteer. Hy sê julle jongelinge sal gesigte sien. Jesus kom terug vir 'n bruid wat hoe lyk? Vlekkeloos, rimpelloos. Met ander woorde, wat praat hy van? Hy praat van jeug. Hy sê ek sal jou die krag gee van die jeugtige arend. Dan kom hy hier en hy sê, en julle ou mense sal drome droom. Wat spreek hierdie oud? Moet ek eers in die ouete huis gaan bly om drome te kan droom? Waarvan spreek hierdie oud? Hierdie oud spreek van wysheid. Dat jy wysheid sal hê. En dan sê hy, en ook op my diensknegte, my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En dan praat hy van wonders wat hy sal gee in die hemel, tekens op die aarde, bloed en vuur, rook en damp. En dan wil ek julle vat na die woord toe wat ek opgewonde is. En dit is hierdie woord van 2 Konings 6. Nou ons lees hier dat hulle omring was. Die koning, die hart, die koning van Aram het onrustig geraak. Hy roep sy dienaars en hy sê, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars antwoord, nee, my heer die koning, maar Elisa die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. Hy sê, gaan kyk, waar is hy? Laat vang hom. En daar is aan hom te kenne gegee, hy is in Dothan, sodat hy dan daarheen perde, strydwaans en 'n swaar leer gestuur het, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Ek wil amper vir jou sê, as jy deesdae met die kinders van God praat, sal die wat 'n hart van vlees het vir jou sê, nog nooit het dit gegaan soos dit nou gaan nie. Ons verstaan nie wat gaan aan nie. Ons is gelowiges, maar ons voel net, hier gebeur goed wat nie behoort te gebeur nie. Wat kan ek vir jou sê? Ek kan vir jou sê, die geestesrealm is 'n baie groter werklikheid as waarin ons sit. 'n Baie groter werklikheid. Hierdie ook wat hulle 7 maal omgeloop het. Dit was nie gewone dans nie. Jy gaan dinge nuut begin sien. Jy gaan goed begin sien wat vir jou vreemd voel.
Maar iewers in jou gees gaan dit tog vir jou herkenbaar wees. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde, waans van vuur rondom Elisa. Hoe sal dit in 'n gewone beradingssessie lyk vandag? Hoe sal dit in 'n gewone kerk lyk? Die hartseer is, daar sou eers vertel geword het van elke perd wat daar is, en van elkeen wat op die strydwa is, wat in die duisternis is. Daar sal eers vertel word van die negatiewe kant. En al wat hy gedoen het is net hierdie eenvoudige boodskap waarmee ek gekom het, en wat ek vir julle gaan bid is, Here, open sy oë, dat hy kan sien. Want as ons as gelowiges in die nag gaan slaap, met die verwagting, ek gaan 'n droom kry, ek maak my gees oop vir God, ek vra vir hom, Here, geef my 'n droom, geef my gesig, geef my visioen. Gaan jy, wanneer jy môreoggend opstaan, die belewenis het, wat Gehasie gehad het, om te kan sê, toe sy oë oop gegaan het, toe sien hy, dat hulle, wat by ons is baie meer, as hulle, wat op hierdie strydwaans, en hierdie perde is. Toe Elisa daar gebid het, toe bid hy, maak een man se oë oop, maar 'n hele leerskare se oë toe. En God se woord sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is sy. En ons moet baie meer die geestesrealm begin vat op die werklikheid wat dit is. Hierdie woord praat meer van visioene, gesigte en drome as iets anders. Elke iets wat ontstaan het uit 'n droom, 'n gesig of 'n visioen ontstaan. En daarom weet ek, is die kerk, die bruid van Christus wat in die kerk is, gereed om te begin ontvang wat God wil hê ons moet ontvang. Maar wat doen die vyand? Net soos hierdie perdewaans gekom het, hierdie strydwaans gekom het, sal hy kom en hy sal jou slaan op elke liewe vlak, sodat jy nie kan sien nie. Want as hy jou daar kan hou, om nie gesigte, visioene en drome te kan sien nie, dan sê hierdie woord, die volk gaan ten gronde vanweë 'n gebrek aan kennis en ook omdat die volk nie openbaring het nie.
Want jy gaan in baie, baie moeilike omstandighede ingaan in hierdie dae. Nie een gaan verby dit kom nie. En wat gaan ons doen? Ons gaan vlees wil aanvat. Maar wat wil God vir ons vanaand leer? Hy wil vir ons vanaand sê, daar is maniere waar hy met sy kinders praat, wat jy die antwoord gaan kry. Vergeet van my, kom ek vertel jou van 'n vrou wat ek baie goed ken. Wat sy een aand in 'n meeting ingestap het. Die oggend vroeg het God al vir haar die meeting gegee presies soos wat dit gaan loop. Presies alles. Hoe baie keer sê God se woord nie. Soos toe die tafel voorberei was vir Jesus met die Pesachete. En julle sal alles net so kry. Soos wat ek gesê het, so sal julle alles net so kry. Nou jy sien, as ons die vyand 'n tree voor is, om dit te kan sien, want dit sê die woord, sê die Heilige Gees vir ons gee, wat nog nie is nie, asof dit is, kan ons lankal meer voorbereid wees op dalk skokke in ons lewe, op dalk oorwinnings in ons lewe, dalk goed wat ons weet, ons voor moet bid. So, die woord van die Here wys vir ons, hy kommunikeer. Toe Adam en Eva in die tuin gesit het, wat is die eerste wat hy met hulle begin doen? Hy wandel saam met hulle in die aandwyntjie. Nou, hoe lekker gaan dit nie vir jou wees, as jy weet daar is 'n tyd, wat jou en die Here se aandwyntjie tyd is nie, en hy gaan saam met jou kom wandel. Maar nou sê die woord vir ons, die voorhang sal dit geskeur. So die woord gee vir jou en vir my die reg om in hemelse plekke te kan sit. As jy bestaan uit gees uit siel, uit liggaam, dan het God reeds voorsiening vir jou gemaak vir die dimensie gees tot gees. Job 33 vers 14. Julle kan dit neerskryf. God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. Die mens. Vers 15. Een van die maniere hoe God praat is in 'n droom. Is in 'n naggesig. As diepe slaap op die mens val, tydens sluimeringe op die bed, dan open hy die oor van die mens en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle. Ek wil sê ons het soveel vlees geword, dat ons nie regtig meer daarop let, voor ons gaan slaap. Open my verstand, Here. Daar, Here, waar my gees is, om in my siel dinge in te bring. Dat as ek môreoggend wakker word, ek antwoorde kan kry. Dat jy jou gees sal toemaak. Want drome kom nie net van God af nie, ek gaan dit vir jou nou wys. Dit is so belangrik, voor jy jou oë toemaak, jou oë toe te maak, maar jou gees oop te maak. Daar kan ons bietjie iets by die Jode gaan leer.
Die Jode kom en hulle sê, presies wat Jesus gesê het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dis hoe hulle aan die slaap raak. Mense sal altyd God se stem wil hoor. Ek wil jou in hierdie gedeelte invat. Ek gaan net hier en daar, dit is wat ek sê, ek sou moes kom kamp opslaan hier as ek julle in alles moet vat. In die God van wonders. Jesaja 6. Dit was toe Jesaja as profeet geroep is. In dieselfde sin kan ek hier vra, is jy al in jou calling geroep? Praat nie van jou paycheck nie. Ek praat nie van jou beroep nie. Ek praat van jou roeping. Waarvoor God jou aan mekaar geweef het. Nog voordat jy in moederskoot was. Wat het hy in jou ingeweef? Hier staan in Jesaja 6, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Kom dink jy, is God se woord so in detail, dat ons Jesus moet kan sien in die boek van Openbaring? Kom dink jy, staan daar in Jesaja 6 geskryf, ek het die Here gesien op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Weet jy wat gaan jy sien? Jy gaan in jou geestesoog 'n troon sien. Want God is te verhewe om hom te kan sien. So om te weet, God sit op die troon, sê vir my vanaand, hy's rustig. Hy loop nie heen en weer nie. Dit sê vir my, daar is 'n troon. Daar sê vir my, daar is 'n verhewe troon. Maak nie saak hoeveel trone op hierdie aarde is nie. En daar staan, ek het die Here sien sit. Ek het die Here sien sit. Here, as ek U woord lees, maak my oë oop. Dat ek kan sien wat U vir my sê. Want kom ons praat reguit. Hoeveel van ons sou hierdie stuk net gelees het? Maar ons sou nie verstaan het dat hierdie stuk vir ons wil sê, ek kan sien. Ek kan sien in die geestesrealm. Want daarvoor het ek 'n gees, mens. Ek kan sien. En wat is genoeg vir my om te kan sien vanaand? Daar is 'n verhewe troon en een sit daarop. En hierdie een is so groot dat sy some die tempel gevul het. Hoe groot moet hy wees? Wie sit? Maar wie se soem? Pinksterpark se saal vul. Onthou jy wat die vrou van bloedvloeiing gesê het? As ek maar net aan sy soem kan raak. Onthou jy wat die woord van God gesê het?
Waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. So ek sit nou al hier in Pinksterpark, maar hy is so groot en verhewe, sy soem vul die hele plek. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen van hulle het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Hierdie spreek van, hoe groot is hy? Onbeskryflik groot. Ek kan nie kom by 'n plek en sê, so groot is hy nie. Vir 'n ewigheid. Die 4 wesens wat rondom God se troon gaan en uitroep halleluja. Ag, heilig is hy, nie halleluja nie, heilig, heilig, heilig is die Here. Daardie woord heilig het ons kom insit in die Bybel om iets te beskryf. Maar as jy na die grondtaal kyk, is dit 'n geluid wat hulle uiter, wat niemand eintlik kan uitspreek nie. En hy's so groot, jou pa, jou vader, wie jy aanbid, dat elke keer as hulle 'n draai maak rondom die troon, sien hulle 'n ander faset van hom. Dan begin ek baie keer verstaan wat Jesus hier die woorde gebruik het van klein gelowige. Dan begin ek verstaan daar waar hulle vir Jesus gevra het, wys ons die Vader. En Jesus sê, Filippus, ek is so lank by julle, en jy het nog nie die Vader gesien nie. Daardie wat Jesus sê, dit wat ek sien hy doen, ek gaan doen dit net so. Maar ons is so stikkend. Ons is so flenters. Ons is so verlore. Ons fight die fight so, net om kop bo water te bly. Ons is so vermink in verwerping. Ons is so gebukkend wat ons staan onder depressie. Dat ons hierdie woord, soos wat hierdie woord vir ons gegee is om te lees, nie meer daarby uitkom nie. Ons lees hom. Maar ons laat nie toe dat hierdie woord ons vat waarvoor hierdie woord geskryf is nie. Want toe hier staan, die jaar wat Jesaja geroep is, die jaar wat Issa dood is. En hierdie boek maak plek en ruimte daarvoor, om vir jou en vir my te skryf, hoe lyk dit, as hy op die troon sit, as hy verhewe is. Hy sê die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, hulle wat hier uitroep, heilig, heilig is hy. Ek en jy, hoe bang is ons vir daardie mens wat iets aan ons kan doen, wat ons kan vernietig? Hoe bang is ek en jy nie dalk vir daardie baas wat ons maandag kan afdank nie? As ons daardie voetspore hoor aankom,
dan krimp ons in een. Daar is mense in huisgesinne wat so vrees as die vrou in die huis kom of as die man in die huis kom. Kinders wat vrees. Ons leef nie op 'n plek waar ons veronderstel is dat ons moet bewe nie. Maar dat ons die God van wonders in ons huis kan inbring, kan innooi, sodat daardie vyand wat agter alles skuil, moet begin bewe as Jesus in my huis instap. Dis nie ons wat vir die vyand moet vlug nie. Hy moet vir ons vlug. Maar ons is so klein getrap, vernietig. Jesaja, een van die serafs, het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Wat is sy altaar? Ons sien nou een sit op die troon, ons sien nie sy altaar, ons sien daar word 'n koolvuur afgehaal. God sê in Openbaring, wanneer die 7de seël gebreek word, praat hy so iets van hierdie gloeiende kool. Hy sê daar's 'n altaar voor God se troon. En dan kom hy en dan sê hy, dan gee God die tang vir hierdie engel, en dan haal hy 'n koolvuur af, en hy gooi dit in die bak van die gelowiges, die wierook. Hy sê, dan reik jy al die gebede van die gelowiges wat in die hemel is. Hy sê, dan word daardie engel gestuur om die bak om te keer op die aarde. So wat Paulus gesê het, laat ons hierdie wedloop hardloop, en dat ons hom voltooi. Hy was die een wat gesê het, ek weet van 'n man 14 jaar terug. Ek weet hoe dit gebeur het nie, hy erken dit. Hy sê, hy weet hoe dit gebeur nie, was dit in siel? Hy sê, was dit liggaam? Hy sê, ek weet nie. Hy sê, maar ek weet net, daar het ek goed gehoor, wat ek nie kan uitspreek nie. Wat het hy gehoor? Het jy al daaraan gedink, wat het hy gehoor? As God se woord sê, wanneer God praat, klink dit soos weerlig. As die grondtaal eintlik sê, wanneer die wesens om God se troon gaan en hulle roep heilig uit, is dit nie 'n geluid wat jy die naam heilig aan kan gee nie. Die heel eerste worship was daar geen woorde in nie. Dit was net 'n geluid wat 'n vibrasie deur jou hele liggaam moes begin vorm het. Sodat waar word wat hy sê, elke volk, taal en nasie, alles wat leef, sal hom prys. Daai wat hy kom en hy sê, in 'n versigtiging tree hy in vir ons. Dit is wat die eintlike eerste worship was. 'n Man wat met 'n mes bo sy seun se kop staan om vir Isak te slag. Dis wat die eerste woorde van worship genoem was ooit. En God moet hom praat en sê, wat is jy besig om te doen? Sê net, hy kon nie God se stem hoor nie. Verstaan jy hoe belangrik is dit in hierdie dae, dat ons sy stem moet hoor? Dat ons moet raakvat? Hy sê, hy het die gloeiende kool gevat, uit my mond daarmee aangeraak, het gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor hy die stem van die Here
wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Here, hier is ek. Wie sal gaan? Hy sê, baie is geroep. Min is uitverkies. Wie sal gaan? Sal dit die wees wat in hulle binnekamertyd die woord wat geskryf is in vandag se dae sal laat begin manifesteer. Want hy sê die hele skepping is in 'n barensnood vir die openbaarmaking van die seuns van God. En daar gee Jesaja vir ons die antwoord. Daar word so bietjie wat hy praat oor homself. En as hy daar oor homself praat, dan sê hy nog, en 'n engel het 'n kool van die altaar afgevat en my mond kom aanraak. Want hy sê hy weet, hy het skuld. Wie sal God se stem hoor? Die wat beskikbaar is. Markus 1 vers 35 staan daar. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Jesus opgestaan. Hy het uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek, daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. Dis wat Jesus gaan doen het. Hy het vroegoggend opgestaan. Daardie vroeg beteken ook vir my, ek dink ons moet erken vanaand, ons bid heeltemal te laat. Ons wil eers begin bid as ons lewens uit mekaar uitval. Ons wil eers begin bid as die pop op die fan stryk, julle is baie stil, as ek by die regte gehoor. Jesaja 57 vers 15 so sê die Here, die hoë en verhewene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederige en te laat herlewe die hart van die verbryselde. Wat gebeur met jou en my as ons so hart so verbryseld is? Kan ek vir jou sê, ons is so stikkend, ons is so seer, dat ons lewe net om dit draai. Ons kom nie by die ander plekke uit nie. Wat sê hy hier? Hy sê, ek woon in die hoogte in die heilige plek, by die verbryselde en nederiges van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryselde. Die hart wat stikkend en seer is, gaan dood. Maar die Here kom vanaand en hy sê vir jou, ek weet van jou. Ek weet van jou seer. Maar hy kom en hy sê vanaand vir jou ook, ek wil vir jou 'n ander prentjie gee. As net dat jy die hele tyd bekommerd is oor jou kinders. As net dat jy die hele tyd bekommerd is oor finansies. As net wat jy die hele tyd bekommerd is oor jou gesondheid. Oor jou voorspoed. Hy sê ek wil vir jou 'n ander prentjie gee vanaand. Hy sê ek wil vir jou 'n plek gee vanaand wat binnekamer regtig is.
Want as hy sê, jy gaan in jou binnekamer en jy maak die deur toe, en jy praat met jou Vader wat in die verborgene is, en hy sal hoor, en hy sal jou in die openbaar vergelde. Dan sê dit vir my, daar's 'n plek, waar ons kan ingaan. Al is ons hoe stikkend, al is ons hoe seer, maar miskien, net miskien, het niemand nog ooit voor julle gestaan en vir julle gesê, kom ons gaan deur daai deur nie. Kom ek leer julle wat dit is om deur daardie deur te gaan. Die wat dit begeer, hy sê, verlustig jou in my, en ek sal jou gee, die begeertes van jou hart. Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart, julle sal my soek en julle sal my vind. Nie net iets van 'n gebed nie, iets wat hy sê, julle sal my vind. As Martha my vanaand hier wegsteek in 'n kamer, en sy sê vir julle almal, Leonie is in een van hierdie kamers, gaan soek haar, julle sal haar vind, dink julle gaan my kry? Dink julle gaan my kry? Wie sê jou? Hoekom gaan julle my kry? Want julle gaan soek tot julle my kry. So wat sê die woord? Ek sal my laat vind deur hulle wat my soek. Verlustig jou in my. Verlustig jou in my. Neem my beker van danksegging. Drink dit. En kom by die plek uit van vergifnis, sodat jy ook vergewe kan word en jy genesing kan ontvang. Ek sal jou gee die begeerte van jou hart. As ek voor mense staan, is daar twee goed. Altyd iemand wat hulle moet vergewe, altyd 'n plek waar hulle vergewe moet word, altyd 'n plek waar hulle vrede moet kry, en altyd 'n plek waar hulle genesing moet kry. Maak nie saak wat 'n wond nie. So hy sê, neem my in julle, en vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Ons kyk na maniere, Matteus 1 vers 20, daar waar Josef, wat Jesus se aardse pa was, die droom gehad het, moenie bevrees wees nie, maar vat vir Maria, hierdie kind is verwek deur die Heilige Gees, en vlug. Hoe het hy dit gekry? En wat het hy gekry? In 'n droom. Handelinge 8:26, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza, dis 'n eensame pad. En toe op sy reis naby, en toe het hy gegaan, en ons weet dan, het hy daar die man gekry, wat op die wa was, en hy die evangelie aan hom verkondig. Daar is Saulus wat Paulus geword het, op pad Damaskus toe, waar die lig hom bestraal het. Hy spreek hoe dit gebeur het, dat hy gebewe het, dat hy verbaas was.
Ons lees van, daar was 'n disipel in Damaskus, Handelinge 9, met die naam van Ananias. En die Here het vir hom gesê in 'n gesig, Ananias, hy sê, Here, hier is ek. Daardie man was so bang geweest vir Paulus en in 'n gesig sê God vir hom, gaan. Daardie man waarvoor jy so bang was, gaan help hom. En hy het hom die hande opgelê. God is 'n kommunikerende God. Daniël, die boek Daniël, bestaan net uit visioene uit, drome uit, gesigte uit. Waarom spreek God met ons deur drome en visioene? Jy al daaraan gedink? Sodat ons op die internet moet gaan en vra, wie kan ons drome uitlê? Hy het 'n verhouding met jou. En of jy nou goddeloos is, en of jy 'n kind van God is, almal droom. Daar's niemand wat nie droom nie. En ek sê vir jou, so seker soos wat ons hier staan vanaand, sal niemand kan sê, hulle het nie geweet nie. En wanneer ons eendag daar is, en ons sal sien hoe word trane afgevee van mense se oë af. Hy sê daar sal 'n geween wees en geknars van tande. Sal jy verstaan wat ek vir jou vanaand sê? Niemand sal ooit kan sê hulle het nie geweet nie. Hoekom doen hy dit? Dat ons hom sal soek. Ek dink aan die gedeelte daar toe Jakob gelê het by die leer. Onthou jy, toe was sy broer Esau op pad gewees, toe op die klip gelê en slaap het, en hy sien nie die leer, en hy sien die engele op en af klim, maar hy sê, bo aan die leer, wie sien hy? Hy die Here sien staan, bo aan die leer, hy sê, hy op daardie plek wat hy salf, hy sê, ek het nie geweet die Here is hier nie. Spreuke 25:2, dis die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. Wat sê hy vir jou? Hy sê, jy's 'n heilige priesterdom. Jy's 'n koning om hierdie na te speur. Psalm 25:14, die verborgenheid van die Here vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle bekend te maak. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en hy maak sy verbond aan hulle bekend. Net so het Jesus in baie gelykenisse gespreek. Om die waarheid te sê, Markus 4:34, sonder gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer sy disippels alleen was, dan het hy dit vir hulle gegee. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Matteus 13:9. Die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy deur gelykenisse? Jesus sê, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. So kom ons kyk, waar kan drome vandaan kom? As jy honger gaan slaap, kan jy drome kry. As jy oorvol gaan slaap, kan jy drome kry. Hier staan dit. Jesaja 29:8. Soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg. Soos 'n dorstige droom wat hy drink, maar hy word wakker, hy's moeg, sy siel versmag. So sal die menigte van die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. Prediker 5:2. Soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde.
For a dream comes with much busyness and painful effort. God praat met almal. Abimelech, wat 'n godlonaar was, God het in die nag by hom gekom en 'n droom vir hom gesê, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, net om vir jou te bewys, God praat met goddelose mense. Hy het met Farao gepraat. Na verloop van 2 volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan. Hy het met Pilatus gepraat deur sy vrou. Kan drome demonies wees? Ja, 2 Korintiërs 11 vers 14 sê geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hoe maak jy jouself oop vir nagmerries as jy in bitterheid gaan slaap? Hy sê Efesiërs 4 vers 26, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou tore nie en gee aan die duiwel geen vatplek nie. Geen. Waarom spreek God met ons deur drome, visioene? God is 'n God wat kommunikeer. Wat is die verskil tussen 'n droom en 'n visioen? 'n Droom vind plaas wanneer jy slaap. Jy het geen beheer oor jou droom nie. Het jy al daai ding gehad wat jy droom, wie van julle het dit al gehad? En dan val jy. Niemand van mense het dit nog nie gehad nie. Nou dit is wanneer jy in jou beta vlakke ingaan. Wat jy met ander woorde so diep in 'n slaap is, dis presies ook op daardie vlak waar hipnose gedoen word. Nou gaan ek vir jou iets vertel van die kant van die duisternis. In die kant van die duisternis word altyd die derde oog oopgemaak. Wat doen ons as gelowiges? Ons besef nie. As die duisternis soveel kan doen wat magtig is, hoeveel te meer kan God nie vir ons gee wie almagtig is? Dis die eerste wat jy doen. As mense by jou kom en hulle sê, ek sien spooke. Daar's nie iets so spooke nie. Daar is nie iets so spooke nie. Dis nie afgestorwenes wat jy sien rondloop nie. Dis familiale geeste wat hulle voordoen as die afgestorwene. So dan bring hulle klein kindjie na jou toe. En wat doen jy? Jy bid eenvoudig net in die naam van Jesus, laat daardie oog toegaan wat dit kan sien. Maar wat vir my baie interessant is, dat ons meer daarop let om die name van duisternis te ken as die name van lig. Ons sal meer daarop ingestel wees om te leer hoe bevryding gedoen word, as om in die vryheid te kan stap wat God ons gegee het. Dat hy wie in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Jy word ingevat en die eerste wat jy geleer word is van die duisternis. Die duisternis sal nie daar wees as jy geleer word van die lig nie.
Want die duisternis kan nie bly staan waar die lig is nie. So ek leer jou vanaand, wanneer jy gaan slaap, maak in die eerste plek seker dat daar nie woede is nie, dat daar nie wrokke is nie. Want terwyl jy slaap, ek het net vir jou gesê, jy gaan basies in 'n beta vlak in. Wat maak hy wrokke met jou? Wat maak hy haat met jou? Jy staan môreoggend op en dit het vermenigvuldig hier binne jou. Dit gee jou openlik 'n teiken vir die vyand om jou te kom aanval. Mense kom na my toe. As hulle as ek in die nag slaap, dan druk iets my vas dat ek nie kan asem kry nie. Dan gaan ons en ons maak huise skoon, wat reg is, wat goed is. Kom ons kry daardie persoon uit so gevul met die Heilige Gees. Dat ons daardie persoon reg leer om aan die slaap te raak reg. Dat daardie persoon in worship kan ingaan, om die gesigte, die visioene te kan sien. In die tye toe ek huis gaan skoonmaak het, hoef ek nie eers in die huis in te gegaan het nie. Ek sal in my kar gesit het. En ek sou rou eerlik vir die Here gesê het. Ek is moeg. Want jy kan dit vir hom sê. Dis 6:00 die middag. Hierdie is 'n 3 verdieping huis. Ek is moeg, ek het nie krag om deur al die kamers te gaan en te gaan kyk wat fout is nie. Dan sê ek vir jou, my kind, maar ek is met jou. Sê ek, maar Here, wys U my. Dan stap ek in die eerste vertrek in die huis en al wat ek sê is, as iets in hierdie huis is, wat nie bereid is om die knie voor Jesus Christus te buig nie, sal jy nou dit wys wie jy is, waar jy is. En het Sangomas in huise gegaan, goed agter skilderye gesit, dan hoor jy hoe val hy goed uit. Dan bestraf ek nie een keer 'n vyand nie. Ek hoef nie te loop, my moeg loop agter goed aan nie, om elke demoniese naam te noem nie, want ek het ingegaan in die naam van Jesus Christus. Die God van wonders. Hulle bel by een oggend baie vroeg. Ek het op daai stadium nie eens geweet, jy kan uit Amerika uit bel nie. Pastoor se seun lê in ICU, hy's besig om te sterf. Daar gaan so compassion deur my, dat ek die volgende oomblik langs daardie ICU bed staan. Ek redeneer nie met die Here nie. Ek doen net wat hy vir my sê. Ek steek my hande in daardie jong man, want gees staan ek daar, in daardie jong man se longe. Ek sal nooit vergeet nie, ek breek iets so steenkool af. Ek kyk na die monitormasjien, ek sien hoe begin hy opklim. Daai volgende middag is hy seun uit ICU uitgeskuif. Want ek dink ek glo te eenvoudig soos 'n kind. Ek dink ek wil nie goed ingewikkeld maak nie. Ek wil nie goed complicated maak nie. Ek wil vir jou net kom sê, hê 'n lewende verhouding met die Here. Maar nie net as 'n dag is nie.
As dit nag is, sit vir jou pen en papier langs jou bed neer. Hy gaan nie net vir jou een droom gee nie. Hy gaan vir jou 'n paar drome gee wat gaan sin maak. Jy gaan dit nie verstaan nie. Maar naderhand gaan dit vir jou begin sin maak. En as jy na 3 keer nog steeds dieselfde droom kry, dan kan jy hom neerskryf, dan kan jy weet, dis so. Moenie gepla wees oor die drome wat jy nie kan onthou nie, want jy hoef dit nie te onthou nie. Daar's nie genoeg detail in nie. Daar's wonderlike droomboeke wat ek vir jou kan opnoem. Maar God gaan met jou praat in jou taal. As jy my nou nie ken nie en jy sien nou hierso kom 'n spinnekop aangehardloop en hierso kom 'n kobra slang wat my gaan pik, watter een dink jy gaan ek voorvlug? Praat met my. Of course gaan ek vir die slang vlug. Hy is die gevaarlikste. Maar wie wat? Voor ek vir die slang gaan skrik, gaan ek weghardloop vir die spinnekop dat die slang my nie kry nie. So as die Here met my wil praat in 'n droom, en as 'n slang en as 'n spinnekop, gaan ek mos obviously verstaan wat die spinnekop gaan doen. Want God weet hoe ek oor 'n spinnekop voel. Hy gaan praat die taal wat jy verstaan. So hoe raak ek aan die slaap? Ek bid en ek sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dis hoekom ek en my man elke aand kommunion gebruik, nagmaal gebruik. Dat jy jou kan skoonmaak. In die oggend ook, dat jy jou kan skoonmaak. Dat jy weet, jy het klaar gemaak met dit. Hoe gaan ek in 'n visioen in? Wat is die verskil met 'n visioen? Visioen is, ek is wakker. 'n Gesig kan wees in 'n droom, of ook as ek wakker is. Gaan slaap, bid en vra die Here. Visioene, Psalm 46 vers 10, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Neem jou gedagtes gevange, 2 Korintiërs 10 vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Kom neem jy jou gedagtes gevange? Die oomblik as jy gaan stil raak, gaan die vyand na jou toe kom met klomp gedagtes. Dis nie dan die tyd om te stewee oor wie jou onregverdig behandel het of wie jou misgekyk het of wie jou nie gegroet het nie. Daar is 'n belangriker tyd. Daar's 'n tyd om te geniet wat amazing is, wat God vir jou wil gee van sy kant af. Want jy kom in die binnekamer in, en hy wil met jou gesels. En ja, jy gaan woord lees, wat jy antwoorde gaan kry, maar daar gaan 'n tyd ook wees wat jy bid, en wat jy gaan stil raak, en wat jy miskien in worship gaan, en net vir hom sê, Here, praat met my, wys my,
Wat wil U vir my sê? Is dit by 'n naweek die God van wonders? Wat wil hy vir jou sê? En dit wat hy vir jou sê, dit kan jy maar gaan profeteer. As dit nie jou gedagtes is nie, skryf dit neer wat jy sien. Onderwerp jou visioen dan aan die woord. Maak seker dit wat jy gesien of gedroom het is in lyn met die Bybel. Onderwerp jou aan die Here, sodat hy ook deur drome en visioene met jou kan praat. Wat daarvan as ek 'n slegte droom gehad het? Jy bid dit terug. As mense wat se lewens al gespaar is. Want die woord sê vir jou, die regverdige sal deur die onregverdige vroegtydig ook weggevat probeer word. As mense wat in gesigte, in visioene, in drome, ongelukke sien, wat hulle nie in hoef te gaan nie. Hy kan jou waarsku, hy kan jou help. As jy sien dis 'n droom wat God vir jou 'n antwoord gee, bid dat dit in vervulling sal gaan. Want in elke gesig, in elke visioen, is daar 'n antwoord. Die gesigte en die visioene en die drome wat van die Here is. Want jy kan, omdat jy 'n T-bone steak geëet het en gaan slaap het, lê en rondrol, en dan is dit nie van die Here nie. Dan is dit nou nie die steak wat hy van praat, Paulus, wat jy eintlik moes ingekry het nie. Hy sê Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En ons gaan dit nou toepas, want dis hoekom ons hier is. Dis wat ek gesê het, van vanaand af gaan ons al begin. Sit reg, sien julle uit na dit. Sien as jy reg daar vir ons met die musiek. Ons gaan dan nou hierdie sessie so afsluit en dan gaan ons begin in gebed gaan. En ons gaan vertrou dat die Here vir ons dit gee. Jy moet een iets onthou. Die Here sal nie teen jou wil gaan nie. Soos jy glo, so sal dit vir jou wees. As jy vanaand glo, die Here gaan dit vir jou begin gee, dan sal hy dit vir jou begin gee. Maar as jy dit gaan teestaan, hy sal dit nie homself op jou afdwing nie. Maar as jy jou oopmaak vir dit, as jy jou oopmaak vir hierdie absolute nuwe wêreld wat daar is in jou binnekamer, kan ek vir jou sê, is dit een amazing tyd wat God vir jou gee. Amen.